Gillar det? Ja, was bij ons. Goedenavond.
hier en vanaf die saam met julle sing, ek ook so graag. En ek hoop ook sal hier kan staan in die dienst wat ons nou gaan hou. Hulle sê is altyd goed as 'n ou met 'n vrou kan trou, dankie wat tegnies goed onderrig. Dis nou al 46 jaar wat ons getroud is. En maak alles reg in ons huis met breek. Daar 'n paar keer vir elektrische boor gevoel. En dan sy baie naskik dan. Baie welkom hier vanaand vir die laaste geleentheid wat ons Pinkstersaam sal hê. Soos wat ek vir julle gesê het, is dit vanaand dan. Tema is dan wat leer die Heilige Gees ons oor die nuwe hemel en die nuwe aarde. Met ander woorde oor die vernuwing van die wêreld. So baie dankie dat jy hier is. En ons vertrou die Here sal ook self weer daar wees. Kom ons buig in die hoofde. Here, baie dankie vir nog 'n dag, waarin ons weer eens die goedheid kon ondervind. Here, waarin ons opnuut onder die bewus kon kom van dit wat U vir ons doen, elke dag. Ons ervaar dit so maklik as vanselfsprekend. En tog, Here, is dit eintlik iets wat ons glad nie verdien. Ons verdien nie om geseën te wees nie. Here, ons verdien eintlik nie eers om te lewe nie. En tog in die groot goedheid dink U dit goed om vir ons 'n geseënde lewe te gee. Dankie dat ons vanaand as 'n groepie gelowiges ook hier by mekaar kan wees om te besin oor U woord. En Here, wanneer ons dan oor die woord vanaand praat, dan weet ons dat is 'n swakke mens wat dit bring. So ook maar swakke mense wat daar moet luister. En Here, U wil ook graag hê dat ons alles ons swak die woord sal uitleef en ook sal voorberei vir die nuwe hemel en die nuwe aarde. Seën ons, Here, ons het U nodig in Jesus se naam. Amen. Verskoning. Ek gaan ons lees uit Openbaring, hoofstuk 21, vanaf vers 1 tot en met vers 8, en daarna 5 verse uit Openbaring 22. Die opskrif hier is die nuwe hemel en die nuwe aarde. Nou julle weet, dit is nou Johannes wat op Patmos op die eiland was, waar hy hierdie openbarings gesien het. En dan begin hy na die hoofstuk en hy sê, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek drinke gee uit die fontein met die water van die lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandig is, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met
5 versies, vanaf vers 1 tot en met vers 5. Toe die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en het stroom uit die troon van God en van die lam uit. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant, staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte. Elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die lam sal in die stad wees, en sy dienaars sal hom ken. Hulle sal hom sien, en sy naam sal hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Tot sover dan die woord van die Here, en vanuit die hele gedeelte wil ek dan nog graag praat oor die vernuwing van die wêreld, of dan die nuwe hemel en die nuwe aarde. Die eerste aand het ons met julle gepraat oor die wederkoms, en ons het ook vir julle gesê dat na die wederkoms sal daar die opstanding van die dode plaasvind, en daar sal ook die laaste oordeel wees. En dan, nadat al hierdie dinge gebeur het, dan eers sal die vernuwing van die wêreld plaasvind. Die nuwe aarde met sy buitengewone vrugbaarheid sal eers 'n aanvang neem as al God se vyande verslaan is. Nadat al die ongelowige mense, die goddelose mense in die verderf gewerp is, saam met die antichrist en saam met sy engele, dan eers, sê die Bybel, sal die nuwe hemel en die nuwe aarde hulle verskyning maak. En hier in Openbaring 21 vers 1 het ons nou gelees, dat Johannes die nuwe Jerusalem uit die hemel sien neerdaal het, eers na die laaste oordeel. En wat ek gaan nou vanaand met u praat oor die vernuwing van die wêreld, gaan ek dit doen aan die hand van 4 vrae. Eerste vraag: gaan daar regtig 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wees? Hoewel die Bybel nie baie inligting daarop gee nie, is daar tog tekste wat 'n baie besliste aanduiding vir ons gee dat daar wel so iets sal wees. Eintlik in die Ou Testament reeds, want in Jesaja 65 vers 17 staan: Ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Aan die wat nou daar is, sal daar nie meer gedink word nie. Hulle sal nie onthou word nie. En net 'n hoofstuk verder in Jesaja 66 vers 22 staan daar: Soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek gaan maak in my diens sal staan, sê die Here, so sal julle nageslag en julle roem in my diens staan. Maar ook as ons na die Nuwe Testament toe gaan, dan sien ons dat Petrus skryf in 2 Petrus 3 vers 13 hierdie woorde: Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. En dan natuurlik dit wat ons nou so pas gelees het, Openbaring 21 vers 1, het ons gehoor, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die nuwe aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan. So hoewel die Bybel nie vreeslik baie tekste vir ons hieroor gee nie, is hierdie tekste wat tog wel gegee word, eintlik so duidelik dat daar geen twyfel kan wees nie. Daar sal beslis 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wees. Die tweede vraag: gaan hierdie nuwe wêreld 'n totale nuwe skepping wees, of sal dit net 'n vernuwing wees van die teenswoordige wêreld? Die vraag is dus of God 'n splinternuwe skepping weer van die begin af gaan maak, of gaan hy doodleid hierdie wêreld verander? Op hierdie vraag word daar eintlik 2 uiteenlopende antwoorde gegee, wat ek kortliks gaan doen. Aan die een kant was daar die filosofe soos Aristoteles en Plato, Griekse filosofe, wat beweer het dat hierdie wêreld soos ons hom ken, sal tot in alle ewigheid
bly voortbestaan. Maar daarteenoor kry ons in die standpunt van mense soos die ou kerkvader Origenes en ook die remonstrante en veral die Lutherse teoloë wat sê dat hierdie teenswoordige wêreld sal nie alleen verander nie, maar hulle sê dit sal ook verdwyn. En volgens hulle sal die ganse substansie van hierdie wêreld vernietig word en sal God in die plek van hierdie wêreld 'n algehele nuwe skepping daarstel wat van niets af van vooraf weer geskape sal word. Dit, so sê hulle, sal dan wees soos 'n gebou wat totaal gesloop word en daarna word dit heeltemal nie oorgebou. Nou as ons nou mooi kyk na wat die skrif ons leer het, dan wil dit vir my lyk asof nie een van hierdie standpunte regtig standhou of grond het in die skrif nie. Uit die tekste wat ons gelees het, blyk dit duidelik dat die eerste standpunt, naamlik dat die aarde sal bly voortbestaan in sy huidige gestalte, eintlik direk in teenstelling met die skrif is. So ek gaan nie veel aandag daaraan gee. Die standpunt van die Lutherse teoloë en ander wat meen dat daar 'n totale nuwe skepping gaan wees, kan ons ook nie aanvaar nie. Hoekom nie? Want die profete in die Ou Testament praat wel van 'n buitengewone verandering wat verwag word in die hele natuur. Maar nergens in al die tekste wat ons lees oor die profete in die Ou Testament word 'n totale vernietiging van die wêreld voorspel. Tekste in die Ou Testament het wel 'n sterk bewoording om die veranderinge te beskryf wat sal plaasvind, maar tog hou dit nie 'n vernietiging van die ganse wêreld se substansie in nie. En ook die Nuwe Testament, die tekste in die Nuwe Testament verwag en verkondig dat die hemel en die aarde sal verbygaan, dat hulle sal vergaan en hulle sal verouder soos 'n kleed, dat hulle sal verbrand en dat hulle sal verander. Maar tog hou nie een van die tekste in die Nuwe Testament oop vir ons daarin in, of sê vir ons uitdruklik dat daar 'n totale vernietiging sal wees nie. Nou die vraag is dan nou, wat sal presies gebeur? Hoe daarna sal die oorgang van die ou na die nuwe bedeling wees? Soos reeds gesê, die skrif gee nie vir ons steun dat die wêreld heeltemal vernietig sal word. Selfs wanneer daar gepraat word van verbranding, beteken dit nog nie totale vernietiging nie. Vuur vernietig nie regtig geheel en al nie. Daar bly altyd iets oor, al is dit net as. Eerder sou ons kan sê dat vuur iets kan verbrand, dit kan dit suiwer, dit kan dit reinig, maar dit vernietig dit nie heeltemal. Die bedoeling is dus nie, so verstaan ons dit, as gereformeerde teoloog, ons dink nie die bedoeling is dat hierdie wêreld heeltemal uitgewis sal word, maar wel dat dit gelouter sal word. In 1 Korintiërs 7 vers 13 sê Paulus baie duidelik dat die wêreld soos ons op ken sal verbygaan. Die deur sonde bevlekte en die deur sonde verwoeste wêreld, sê Paulus, sal verbygaan. Maar die skrif praat deurgangs nie van 'n totale nuwe skepping nie, maar wel van 'n herskepping van die wêreld. Wat is waarskynlik sal gebeur, en nou moet jy ook maar onthou, dat al hierdie goed weet ons ook maar nie 100%. Ons soek ook maar na antwoorde, maar wat waarskynlik sal gebeur volgens die skrif, is dat die wêreld aan die einde van die tyd verlos sal word van die sonde, en van die ongeregtigheid, en van die vloek wat daaroor gekom het met die sondeval. Met ander woorde, deur 'n daad van God, sal die elemente aan die brand gesteek word. En dan sê die Bybel, sal dit gesuiwer word van alle kwaad en ook van alle boosheid. Deur die vuur sal hierdie wêreld gelouter, herskep en vernuwe word. U kan mens miskien 'n baie mooi vergelyking gebruik. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 17. Hy sê as iemand aan Christus behoort, is hy 'n nuwe mens. Nou, hoewel hier in Afrikaans gepraat word van 'n nuwe mens in daardie teks, is die oorspronklike Griekse woord wat hier gebruik word. Eintlik moet dit vertaal word met 'n nuwe skepping. En dit kan tog ook nie sê dat die mens, as jy 'n Christen word en jy word vernuwe, jy word nie heeltemal van voor af weer as 'n baba gebore nie. Dit is maar simboliese bespraak.
Jy word weer, soos wat Nikodemus, Jesus het Nikodemus gesê, jy word wedergebore. En tog bly dit dieselfde liggaam en dit bly dieselfde substansie. Tog is dit wel 'n nuwe mens, maar jy is gelouter en gereinig deur die vuur van die Heilige Gees. Maar jy word nie 'n totale nuwe skeping as jy in Christus is. Nou net so lyk dit sal dit by die wêreld ook wees. Daar sal 'n loutering plaasvind, 'n reiniging. Die vorm van die ou wêreld sal verbygaan en dan plek maak vir 'n nuwe vorm. As God 'n totale nuwe skepping sou maak, dit mooi, dan sou dit eintlik beteken dat hy die ou aarde prys gegee het en dat Satan eintlik gewen het. Deurdat alles wat God geskape is, vernietig moet word, net omdat dit deur die sonde aangetast is. Maar omdat Christus se verlossingswerk nie alleen die mens raak nie, maar ook die ganse skepping, daarom sal God die wêreld nie geheel en al vernietig nie, maar soos ons gesê het, net verander, louter en vernuwe. So ons kan dus sê dat die vernuwing van die wêreld gaan nie 'n algemene nuwe skepping wees nie, nie 'n totale uitwissing van hierdie wêreld nie, net 'n verandering en 'n verlossing van die sondevloed. Dit bring ons aan by 'n baie moeilike vraag. Gaan die huidige onderskeid tussen die hemel en die aarde nog steeds gehandhaaf word? In hierdie bedeling wat ons ken, naamlik die bedeling van die tyd, word daar ons in die Bybel ook 'n duidelike onderskeid gemaak tussen die hemel en die aarde. En dwars deur die Bybel kry ons hierdie onderskeid. So word daar byvoorbeeld in Jesaja 55 vers 9 gepraat van die hemel wat hoër is as die aarde. En in talle ander plekke in die Bybel word die hemel en die aarde van mekaar onderskei. En dit word duidelik gestel in die Bybel dat die hemel is die woonplek van God en die aarde is die woonplek van die mense. Predikers 5 vers 1 staan daar: moenie te gou praat nie, moenie oorhaastige belofte aan God maak nie, want hy, staan daar, is nou God, is in die hemel, en jy, mens, is op die aarde. In Psalm 115 vers 16 staan daar weer: die hemel is net vir die Here, maar die aarde het hy vir die mense gegee. Ook Jesaja 66 vers 1 sê: so sê die Here, die hemel is my troon en die aarde die rusplek van my voete, of vir my voete. Waar presies die hemel is, kan ons nie regtig sê. Jesus was maar gewoon van kleins af die dink die hemel is daar bo. Maar dit beteken nie noodwendig dat dit so is. Maar die feit wat ek onder die aandag wil bring, is dat daar duidelike onderskeid gemaak word in die Bybel tussen die hemel en die aarde. Die hemel wat die woonplek van God is, en die aarde wat die woonplek van die mense is. Nou kom ons by nog 'n belangrike vraag. Gaan dieselfde onderskeid met betrekking tot die nuwe hemel en die aarde ook geld, soos dit ons nou dit het, dat daar 'n hemel en 'n aarde is? Sal God dan nog steeds in die hemel woon? Of sal al die gereddes by God in die hemel gaan woon? Of sal dit dan anders wees? Sal God dalk op die aarde gaan woon by die mense? En om 'n antwoord op hierdie vraag te gee, is regtig nie maklik nie. En daar staan ook 'n redelike groot verskil van mening hieroor. En tog wil dit lyk asof dit 'n gans ander verhouding gaan wees as wat ons nou ken. Hoewel daar gepraat word van die nuwe hemel en die nuwe aarde, asof dit twee aparte entiteite sal wees, wil dit tog uit sekere tekste lyk asof die nuwe hemel en die nuwe aarde een plek sal vorm. En die belangrikste is dat God dan blykbaar op die aarde sal kom woon, saam met sy verloste en geredde mense. Hier in Openbaring 21 vers 2 lees ons dat Johannes sê hy die nuwe Jerusalem sien neerdal van die hemel. En in vers 3 staan hierdie belangrike woorde, daar staan: toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, en hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. So dit word tog voorkom asof God sy hemelse woning sal verlaat om vir ewig by die mense op die aarde te kom woon. So dit word blyk asof die hemel en die aarde dus eenheid sal vorm
'n simbool van die eenheid wat daar is, tussen God en sy volk. En die huidige onderskeid tussen hemel en aarde sal dan voorsiening maak vir 'n nuwe eenheid. Hoe dit presies gebeur sal word, of sal gebeur, weet ons nie. Ek gaan net vir 'n stukkie lees wat Dr. G.C. Berger sê. Hy is 'n baie briljante gereformeerde teoloog, en wanneer hy oor die nuwe hemel en nuwe aarde praat, dan doen hy dit net onder die opskrif die nuwe aarde, net die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dan sê hy, wanneer God op die aarde kom woon, dan hoef ons nie meer oor die hemel te praat nie. Want dan het die aarde eintlik die hemel geword en die hemel aarde. As God op die aarde woon, het die ou hemel in 'n sekere sin verbygegaan. God sal dan sigbaar op die aarde woon, en daarom sê hy sal hemel en aarde een wees. Daarom wanneer ons dan nou die laaste vraag gaan behandel, gaan ons eintlik net praat van die nuwe aarde, maar dan met die verstandhouding dat hemel en aarde eintlik saamgespeld sal word. Voordat ek die laaste vraag behandel, wil ek net 'n boek aanhaling lees, in die boek van professor Adrio Koenig. Die boek se naam is Jesus Christus die Eschatos. Hy skryf die volgende: die mens is vir die aarde bestem, en die nuwe mens sal op die nuwe aarde woon. Verder sê hy, is die mens vir die gemeenskap met God bedoel, en daarom sal God by hom op die nuwe aarde kom woon. En dan skryf hy, ons vreemdelingskap op aarde is dus net tydelik, en beteken nie dat ons nie vir die aarde bestem is nie, maar dat die ou onvernielde aarde nog nie by ons pas nie. Daarom sê hy, is die verwagting van die nuwe aarde 'n lewende verwagting vir die gelowiges. Ons laaste vraag. Wat kan ons verwag? Hoe gaan dit lyk op die nuwe aarde? Ek gaan baie kortliks vir u 10 dingetjies noem, en dit is nie lank nie, ek gaan dit baie kortliks doen. Die eerste wat ons kan verwag op die nuwe aarde, is daar sal 'n volkomme kennis van God wees. In 1 Korintiërs 13 vers 12 lees ons, nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Dan staan daar, nou ken ek dit gedeeltelik, maar eendag sal ek dit volle ken, soos God my ken. So al die dinge wat ons op die aarde nie nou verstaan nie, wat vir ons onverstaanbaar en onverklaarbaar is, sal in die nuwe aarde opgeklaar word, en ons sal 'n volle kennis van God hê. 2. Daar sal 'n volkomme genieting van God wees. Dit sal vir verlossers 'n vreugde wees, 'n totale vreugde om saam met God te wees. Verlosses sal 'n onbeskryflike blydskap ervaar, as ook 'n volle oorgawe aan God, 'n genieting van die nabyheid van God en 'n salige gemeenskapsbeoefening met die drie-enige God. 3. Daar sal ook 'n volkomme diens aan God wees. Hoor bietjie wat sê Openbaring 2 vers 3, 22 vers 3. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die Lam sal in die stad wees, en sy dienaars sal hom dien. Maar hierdie diens sal nie swaar of moeisaam wees nie. Dit sal 'n heerlike diens wees, wat 'n mens se vreugde eerder sal vergroot, en dit sal godsdiens in die ware sin van die woord wees. 4. Die toestand op die nuwe aarde sal vir ewig wees. In Openbaring 2 vers 4 lees ons, dat die dood nie meer daar sal wees. So iets so smart oor die dood van 'n dierbare wat jy verloor, sal nie meer ervaar word. Die dood en die doderyk sal dan vir ewig oorwin wees, en dit sal geen mag kan uitoefen oor die verlosses nie. Kan jy dink wat 'n wonderlike vooruitsig is dit. 5. Daar sal ook volkomme geluk wees op alle terreine. In Openbaring 21 vers 4 staan dat God die trane van hulle oë sal afdroog. En dan staan daar, die dood sal nie meer daar wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Dinge wat vroeër het verbygegaan. Kan jy hier indink? Ons wat ook maar van tyd tot tyd leed, smart en pyn ervaar, kwellinge en sorge, bekommernisse en probleme, al hierdie dinge sal die nuwe aarde geen plek meer hê. Saam met die ou aarde sal dit verdwyn,
en dit sal net deel bly van die ongelowiges wat in die verdoemenis is. 6. Op die nuwe aarde sal daar nie meer tyd wees, soos wat ons dit ken. Daar sal nie meer nagte wees nie. Openbaring 22 vers 5 sê, daar sal nie meer nag wees nie. En die nodigheid aan die lig van 'n lamp en die lig van die son bestaan nie meer nie. Hoekom nie? Omdat die Here God hulle sal verlig. Ons kan dus aanneem dat die tydsindeling soos ons dit ken, ure, dae, maande, jare en so voort, sal heeltemal wegval. In Openbaring 22 vers 2 word wel gepraat van elke maand, van die boom wat sal vrug dra, maar dis eerder 'n aanleiding van die voortdurendheid van tyd. Ons sal dus eintlik kan sê dat die dimensie van tyd sal ons nie meer in die nuwe aarde hê. 7. Die nuwe aarde sal geheel en al vry van sonde en ongeregtigheid wees. In Openbaring 21 vers 27 word dit so gestel. Niks onreins en niemand wat iets losbandig en vaas doen, sal ooit daarin kom nie, maar net die wie se name in die boek van die lewe, die boek van die lam geskryf staan. So die nuwe aarde sal nie meer die gevolge dra van die sonde soos die ou aarde nie. Daar sal nie meer distels en dorings wees nie. Want Openbaring 22 vers 3 staan daar sal niks meer wees wanneer God vervloek is. Die troon van God en van die lam sal in die stad wees en sy dienaars sal hom dien. Interessant, daar sal ook nie 'n see wees nie. Nou teks staan, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste aarde en die eerste hemel en eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. Nou in die Bybel, veral in die Ou Testament, word die see gesien as die simbool van die bose, van bose magte. En in die plek van die see, sê die Bybel, sal daar kom die waters van die lewe. Dit wil sê die waters wat mens en dier sal dien. En hierdie waters sal onder andere die boom van die lewe voed, wat volgens Openbaring 22 vers 1 en 2 12 keer per jaar, met ander woorde, voortdurend vrugte sal dra. So die natuur in die nuwe aarde, of op die nuwe aarde, sal dan met ander woorde volkome aan sy doel beantwoord, naamlik om God en sy verlossers te dien. Die tweede laaste. Daar sal ook 'n volmaakte verhouding wees tussen mens en diere onderling. Volkome vrede sal heers. Jesaja 11 sê vir ons, die wolf sal by die lam byt, die luiperd sal by die bokkie gaan lê. Koeie en beere sal saam byt en hulle kleintjies saam lê. Ook sê Jesaja, sal babetjies speel by die gate van adders en klein kindertjies sal hulle hande uitsteek na giftige slange. 'n wonderlike en volmaakte harmonie sal daar nie in God se nuwe wêreld wees nie. En dan tenslotte, God sal alles in almal wees. 1 Korintiërs 15 vers 28 sê, wanneer alles dan aan die Seun onderwerp is, sal hy hom ook self onderwerp aan die Vader wat alles aan hom onderwerp het. En dan staan daar, so sal God alles wees vir alles. Die ou vertaling het dit so 'n bietjie anders vertaal, daar gestaan, God sal alles in almal wees. So wat lei ons hieruit af? Die heerlikheid van God sal die hele aarde verlig. Daarom sê Openbaring 22 vers 5, daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van die lamp en die lig van die son nodig, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle tot alle ewigheid sal regeer. So die gelowiges sal die wonderlike vreugde smaak om deur God verlig te word, om saam met hom as konings te regeer tot in alle ewigheid. Geliefdes, hoe wonderlik is dit om te weet dat ons as gelowiges uiteindelik ook voluit deel sal vorm van God se nuwe hemel en God se nuwe aarde. Dit is iets om uit te sien. En my gebed is dat God sal gee dat elke een van ons ook sal deel hê aan
hierdie ewige geluksaligheid van die nuwe aarde. Uiteindelik draai alles nog koopbaar net om Jesus Christus, die Seun van God. En alleen as ek deur hom met die Vader versoen is, en gevolglik ook die Heilige Gees deelagtig geraak het, eers dan kan ek met vreugde vooruitkyk na alles wat nog moet gebeur, omdat ek verlos is. En as dit die geval is, dan kan ek ook uitroep, elkeen van ons, Maranatha, kom Here Jesus, ja, kom gou. Is dit ook wat jy kan sê? Kom Here Jesus, kom gou. Ek gaan weer geleentheid gee as daar iemand is wat graag 'n gebed wil doen. Hartlik wil bid, as jy welkom. Dankie dat het verlede week ook die hemelvaart kon herdenken, Heer. Het is ook niet tot besef gekomen dat die opgevaren naar die hemel en dat die ze daar in die verte gaan verkopen, waar u voor ons intreedt, en wens wat u voor ons gestel en alles gedoen het. En as ons in die geloof, dat God voor ons spreekpad van een zondes geeft, Heer, baie dankie vir dit. Dankie dat het daardoor kan weten, dat het nooit God verlaat hoeft te voelen, maar dat het weet, elke oomblik dat u daar is op ons beskikking is. Alweer wil ek die aanvee vraag, dat was ons in so die elkaar wereld wees daar is. Dat u ook sal nabij wees met die oorlog daar in Gaza en vir die Oekraïne. En selfs in ons land, Heere, waar die boodschap was so hoog as amper as op die oorlog weer is, dat u ook iets sal leiding maak. En ek wil ook vir vraag waar ons nou oor die einde van die maand in die verkiesing sal wees, dat u ook die seën daarop sal uitspreek en dat u ook die hande aan sal hou. Ek wil graag ons gemeente elke lid, maar elkeen in die opdraai, elkeen se behoeftes, elkeen se nood, elkeen se plek, dat u vir elkeen sal nabij wees en sal help. Ook daar die familie wat die op haar verloor, dat u daar dit sal toekomstbroneer. En wil ook die vraag, Heer, dat u so gee, dat ons in die gemeente elke lid maak, meer tot Israël wil kom, Heer, en meer bereid sal wees om betrokken te raak by die werke, en dat is allemaal net meer dienstbaar sal wees. Heer, en ek loop vanavond die paar waard, ek weet dat nie beleid, en ook soos Daniel die antwoord vaart, Heer, ons wereld is dood, wil nie vir ons reden gee, ons nabij wees. Maar Heer, en die antwoord ook vir dankie sê vir hierdie drie dienste, dat ons dus ook bietjie meer weet, van wat is kapelbaar, van dat dit die weer op ons is, en wat ons gaat gebeur. Heer, en al wat ons uit kan afleid is, om seker te maak, dat ons levens met u recht is, zodat ons allemaal kan uitsien, dat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En ek wil ook in die hand dankie sê, dat ons weet, dat Jezus leeft, en dat u hem beheer is, dat dit Heer nie tot dienste neem, genade geef. Amen. Iemand anders is nie, dan gee jou geleentheid so vir 'n kort stil gebed. Kom ons stel onsself in, ook as die Gees met ons praat, met ons oortuig, dat ons ook deel vorm van die nuwe hemel en die nuwe aarde. En kom ons betuig ons dank ook vir Jesus Christus, dat ons weet wat weer sal kom. Ons Hemelse Vader,
baie, baie dankie vir u woord. Dankie vir die Heilige Gees. Dankie vir die openbaringe van die Gees, wat vir ons sekere geheimenisse bekend maak, wat op die oomblik nog nie baie duidelik vir ons is nie, maar wat ons tog weet, in die groot liefde vir ons toeberei en gereed gemaak is. Dankie Vader, dat ons ook vir die gemeente kan bid. Here, ek bid vanaand dat U met elke lidmaat sal wees, elke amptdraer, en veral ook as 'n nuwe leraar kom, dat U ook vir haar sal seën, en dat dit 'n verbintenis sal wees wat in die hemel gevorm is. 'n Verbintenis wat uiteindelik die koninkryk van God ook in hierdie gemeente sal laat kom. Here, vir die dorre aarde wat smag na reën, vir ons bid dat U dit tog op die tyd sal gee. Want ons weet, Here, U het net alles in doen. Ons bid ook vir die verkiesing wat ook die week plaasvind. Here, ons kan maar net vra, gee vir ons land 'n regering wat aan U getrou is en wat U wil sal uitvoer. Here, neem ons elkeen veilig terug na ons huise toe en maak ons baie dankbaar vir al die liefde. Amen. Ek wil graag vir julle sê dankie, dit was 'n lekker om hierdie paar maande hier by julle te wees. En ons hoop regtig dit sal sommer baie goed gaan met julle nuwe dominee. Ek weet nou nie of jy 'n jong boertjie is of twee wat nou oorsies nog nie getroud het. So daar kan julle dit so regkry dat sommer jy kan bly. Maar in elk geval baie seën vir julle en ons by die Here se genade ook op die gemeente. Ons gaan nou afsluit met 2 liedere wat pas by dit wat die boodskap vanoggend vanaand was. Ons is so 'n bietjie verstreng onder hierso. Die toukie. Offie, dankie dat jy elke aand gehelp het met die trek vir hoor. Ek het dit nie vervang in 'n tyd gelede gehad. Ek raak moeilik aan hierdie ding. So jy het ons baie mooi gehelp elke keer baie dankie. Reg. Goed, kom ons kyk gou. Het jy gehoor dat eenmaal alles nie sal?
bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, onze Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met elkeen van ons sal wees, en sal bly, totdat die nuwe